Die mens is van nature 'n afgodefabriek, Johannes Calvin. Wat is 'n afgod? En hoe maak ek dit? Wanneer ons aan afgode dink, dan is dit baie die geval dat ons dink aan beeltjies en goetertjies. Lelike, misvormde stuk hout wat geverf is en dan aanbid word met dierootjies wat gebrand word. Maar dit is nie al wat afgode wat bestaan nie. Ek wil graag afgode so definieer. Enigiets wat, as jy dit verloor, jy niemand meer sal wil lewe nie, of die sin van die lewe sal verloor vir jou. Dit is jou afgod. Maar ek dink ons het baie meer kleiner afgode as net die een groot ding. Enige iets wat jou wegvat van God en laat sonde doen, kan ook myns insiens gesien word as 'n afgod. Hoe herken ek 'n afgod wat ek het? Tim Keller sê, as jy leuen vertel is dit sonde. Maar om die sonde onder die sonde te herken, is om die hart van die afgod te bereik. So, die sonde is leuen, maar die sonde onder die sonde is 'n vraag wat daar ontmasker is. Hoekom het jy gelieg in daardie spesifieke situasie en nie in 'n ander situasie? Wat is jy bang om te ontbloot? Hier is 'n scenario. Twee mense vra vir jou waarmee jy besig is. Aan die een mens sê jy, ek werk. Vir die ander mens sê jy, ek lê en kyk TV, ek is so moeg. So, hoekom het jy vir die een gejok en vir die ander nie? Die antwoord is, iets in daardie verhouding is vir jou belangriker as Jesus. En jy is bereid om te jok te wille daarvan. As jy kan daai iets identifiseer, dan het jy jou afgod. Jy sien, 'n afgod is eintlik in diens van die mens. Dis die plek waar jy jou energie tap. Dis die plek waar jy mening van jou lewe kry. Dis die plek waar jy jou ego boost kry. Of dit kan aan die ander uiterste die plek wees wat jou verlam deur jou vrese. Tim Keller sê dat Martin Luther het gesê dat onder die afgod skuil dit dat jy die evangelie boodskap nie volkome vertrou in daardie spesifieke aspek van jou lewe nie. Dink daar. Jona kon nie gaan verkondig nie. Hy kon nie antwoord op God se roepstem nie, want vir 'n oomblik was daar iets groters as God in sy lewe. Hoekom het Jona gejok en gevlug? Die hart van sy afgod word geopenbaar. Hy wil nie hê Ninive moet tot bekering kom. Hoekom nie? Want hom maak sy volk seer. Om liefde vir jou volk is 'n goeie ding. Maar as dit maak dat jy nie antwoord op God se roepstem nie, is dit afgod. Paulus sê daarenteen, ek is so lief vir my volksgenote, dat ek sou sterf as dit is wat gemaak het om gered word. Maar met hy liefde in sy hart, gaan hy steeds en leef sy roeping as sendeling en kerkplanting uit, teenoor ouens wat nie eers sy volksgenote is. Hy raas met Petrus, as hy sy volksgenote veraf. Afgode is gevaarlik, en dit steel die wonder om op God alleen te vertrou, en hom lief te hê, met ons hele hart, siel en verstand, soos die Bybel ons leer. Ons het nou gereedskap om ons afgode te identifiseer. Nou is die vraag, hoe lê ons afgode af? Wel, eerstens is dit nie goed genoeg om net die sondes te hanteer nie. Die oorsaak moet hanteer. En daarom is dit nodig om die afgode by die naam te noem en dit te bely en laat staan, Spreuke 28 vers 13. 'n Goeie gebed sal vir die Here sê dat jy hom nie vertrou in daardie gebied nie en dat jy besef dat 'n goeie ding 'n ultieme ding geraak het in jou lewe. Gaan lees wat die woord leer oor vertroue en maak dit dan jou eie. Bring jou afgode na God toe en erken voor hom dat jy sy hulp nodig het in hierdie verband. Jy sien, in Jona sal jy nie 'n goeie getuie wees, soos Jona sal jy nie 'n goeie getuie wees van God se werke as jy in jou afgode vashou. Maar soms as jy die seer en die gevolge van jou afgode beleef, kan jy soos Jona die pragtige gebed in Jona 2 bid en God erken as die een wat red. Soms kom hy weer terug of maak hy sy verskyning in 'n weird manier, soos in Jona 4. Maar hou aan stry, hou aan bely, hou aan glo dat God ook jou geloof, jou ongeloof en jou klein geloof kan vernuwe, sodat jy omvou kan word en uiteindelik dan vernuwe kan word en jou afgode kan aflê, een na die ander, sodat jy God uiteindelik kan dien as jou enigste God. Die plek waar jy energie tap, die plek waar jy hoop tap en die plek wat jy hom vrees bo alle dinge. Kom ons bely ons afgode. Kom ons gaan soek die sonde onder die sonde. Om vry te wees is wonderlik. Om God alleen te dien is wonderlik. Ek geniet hom.